Uitdagings op ons pad. Ai, dis dan 'n storie. Goeiemôre. Welkom. Ons teks vanmôre is uit Filippense uit. So ek gaan dit lees, dis 2 gedeeltes. Ons vind dit in Filippense 3 en 4. Dis nie 'n lang briefie van Paulus nie, dis net so 4 hoofstukkies. Filippense 3 vanaf vers 13. Ek vergeet die dinge wat agter is. Ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor lê. Ek beur voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. En dan sê hy in vers 17, volg my voorbeeld. En dan aan die einde, net voor sy groetwoord sê hy, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Ja, dis ons skriflesings. Ons het die gebruik om oor 'n jaarwending mekaar voorspoed toe te wens. Maar hier teen laat Februarie, wanneer die jaar volspoed aan die gang is, raak die echo van daardie wense al dowwer, want soos alle jare van tevore het 2022 ook sy dosis uitdagings. Jy het joune en ek het myne en ons saam het ons ook nog 'n klomp uitdagings. Trouwens, daar's ook globale uitdagings. Die wêreld het voortdurend uitdagings. Ons sien dit op die nuuskanale. Ons almal is op hierdie stadium bewus van die spanning wat besig is om op te bou in die Oekraïne. Soos altyd word dit baie sensasioneel aangebied. En soos altyd word dit 'n skaakspel in die hande van maghebbers en soos altyd sal onskuldige mense se lewens in die slag bly. Dis ver van ons af. Dit hou nie vir ons 'n onmiddellike bedreiging in nie, maar dinge kan baie maklik eskaleer en hand uitdruk. Ja, en dis soos Albert Camus dit stel, die mensdom was nog nooit of was nog altyd onkant gevang deur 'n oorlog of pandemie. Op eie bodem is die uitdagings baie anders, maar dis groot. Ek en jy en ons kinders moet 'n bestaan maak in 'n land waarvan bykans al die staats- en munisipale koffers leeggedra is. Om nie te praat van die verval van infrastruktuur nie. Na die goeie reën het ons 'n nuwe slagspreuk. Ken jou slaggate. En tog probeer ons so normaal as moontlik aangaan. Maar net soms raak dinge vir iemand te veel. En dit is daai oproep wat ek laat in die nag kry. Daaroor het ek al gesels. Wend ons tot die Bybel, ons geloofsboek, vind ons egter merkwaardigere verhale van ontbering en uitdagings. Interessant is hoe die karakters in die Bybel dit die hoof bied. En dit word aangebied in die Ou Testament, die verhaal van Israel en al sy uitdagings as heilsgeskiedenis, in die Nuwe Testament as evangelie. Ja, en dit word ook baie keer aangebied in die vorm van 'n legende, selfs 'n mite, gelykenis, 'n lied ensovoorts. En een van die merkwaardige gevalle is die wedervaringe van Paulus en daarmee saam natuurlik sy idees, sy teologie, soos ons dit vind in sy korrespondensie, sy briewe. Ja, ons ken almal Paulus en Paulus se briewe en ons haal dit ook graag aan. Trouwens, dis Paulus se teologie meer as enige ander Bybelskrywer, kan ek waag om dit te sê,
wat ons geloofsopvatting vorm. Groot denkers soos Augustinus, Luther, vele meer in ons eie tyd het krag geput uit Paulus se idees oor die lewe en oor God, is dit nie? Wat ons ook nie uit die oog moet verloor nie, is dat Paulus die man is wat die evangelie die wêreld ingedra het. Lees ons Handelinge en Paulus se briewe noukeurig deur, kom 'n mens gou agter dat dit wat hy gedoen het, nie sonder hewige teenkanting en selfs victimisering en trauma gepaard gegaan het nie. Kortom, die uitdagings wat Paulus die hoof moes bied, was enorm. Kom ons kyk. Dink nou aan wat hy sê, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. Dink aan sy lewe. Aan die een kant was daar die innerlike konflik waar hy weggebreek het uit sy Joodse leefstyl en Joodse denkpatroon. Hy was immers 'n Jood, meer as dit 'n opgeleide teoloog, 'n fariseer. En daarna moes hy hom, na sy bekering, moes hy homself bewys as 'n ware apostel onder die einste groep wat hy voorheen geviktimiseer het. Dis natuurlik die navolgers van Jesus, die Christene, wat hy aanvanklik vervolg het. Verder moes Paulus male sonder tal homself handhaaf in die sinagoges, waar hy voortdurend gepleit het vir 'n verslapping van Joodse reëls en regulasies, ook onder die Christene, die Joodse Christene. Waar hy gekom het hy ook gemeentes gestig, van hulle van die grond af. Ons wat predikante is, sukkel om 'n goed gevestigde gemeente in stand te hou. Hy het gemeentes in 'n vreemde wêreld van die grond af gestig. Wat 'n uitdaging. En in sy afwesigheid het hy te kampe gehad met opponente wat sy werk ondermyn het. Ons vind dit in sy briewe. Hy en van sy meelopers was ook dikwels die teken van publieke opstande, onredelike skares wat hom valslik beskuldig het van alles en nog wat. Hy moes hom handhaaf voor die Griekse filosowe in Athene. En dan moet ons nie die logistieke aspek van sy evangelisasieveldtogte, sy drie sendingreise onderskat nie. Hy moes vir groot en lang dele voetslaan, waar hy wou wees. Hy moes plek kry waar hy kon oornag, kos, klere, ensovoorts, medisyne. Ja, sy eerste sendingreis het hy wel 'n groot deel per boot afgelê, maar sy tweede sendingreis wat deur Klein-Asië gegaan het, en waar hy ook 'n deurbraak gemaak het in Europa, het hy te voet afgelê, honderde indien nie duisende kilometers nie, van Antiochië af, deur Klein-Asië, vandag se Turkye, van Troas af, tot in Neapolis, Filippi, van daar af Athene toe, van Macedonië af Athene toe, tot in Korinthe, per voet. En dan moet ons ook nie vergeet nie, dat hy dikwels in die tronk gegooi is, en uiteindelik in Rome 'n marteldood sterf. Dis Paulus. En tog kon hy deur dit alles die volgende vir die gemeente in Filippi skryf. Ek het dit gelees. Daai eerste gemeentetjie wat hy op Europese bodem gestig het. Verbly julle in die Here, ek herhaal, wees bly. Glimlag, glimlag. Maak nie saak wat op jou pad kom nie, dis wat hy sê. En dan sê hy, laat daai glimlag, daai vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wat sê hy? As jy iemand op die pad groet,
Maak nie saak wat jou oorgekom het nie. Glimlag. Ja, dis algemene kennis dat Paulus hierdie advies gee. Die advies gee hy aan die gemeente in Filippi, terwyl hy weer agter die tralies sit. Sy deursettingsvermoë, sy lewensoptimisme, sy gedrewenheid was egter gewortel in 'n vaste oortuiging. Hy was homself 'n tentmaker gewees en daai tentpen wat jy oral vind, daai vaste oortuiging was dat hy voel dat hy gestuur was, geroepe was deur God self om Jesus Christus te verkondig. En so lees ons in die einste briefie aan die Filippense dat hy vir homself altyd 'n doel voor oog gestel het. En dan gebruik hy die beeld van 'n atleet. Dink jou in, 'n atleet. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê, daai lint wat ek wil breek. Dis hoe Paulus homself gesien het. En belangrik, ek maak my los van wat agter is. Ek dink dit is Paulus se geheim. Iewers in die lewe, in jou wedloop, moet jy jou ook kan losmaak van wat agter is. Daardie bagasie wat jy saamdra, daar gebeur goed met 'n mens. Negatiewe dinge, jy het negatiewe ervarings. Partykeer is dit op mekaar en dan voel jy te nagekom, teleurgesteld. Die ou wat aan mekaar aansoek doen vir werk, een na die ander, en onsuksesvol is. Naderhand voel jy minderwaardig, seer gemaak. Jy voel na mislukking. En dis daardie herleefde negatiewe ervarings in 'n mens se lewe wat jou terughou. Wat maak dat jy vir jouself sê ek kan nie. Ek is nie in staat nie. Ek sien nie meer kans nie. Ek is nie die geskikte een nie. Hoor wat sê Paulo Coelho in sy baie bekende werk, The Alchemist. Baie van julle ken die werkie. Hier in die begin is daar 'n inleiding deur die outeur, en hy sê dit. I've known a lot of people who, when their personal calling was within their grasp, went on to commit a series of stupid mistakes and never reached their goal when it was only a step away. But if you believe yourself worthy of the thing you fought so hard to get, then you become an instrument of God. And you understand why you are here. Moderne Paulus. Presies wat Paulus in hierdie gedeelte sê. Daai kopkettings moet jy losmaak en jou uitstrek na wat voor lê. Kom ons stel dit anders. 'n Positiewe antisipasie. En dink maar mooi, is dit nie wat geloof is nie? Ja, Paulus se teologie is baie waardevol. Maar wat ons hier vind is ook die ervaring agter die teologie. Baie negatiewe ervarings. Sonder sy stamina, sy deursettingsvermoë, maar veral sy roepingsbewustheid, sy ingesteldheid dat die toekoms vir my iets goeds inhou, bewerk deur die genade van God, maak dat hy kan aangaan. So sonder dit sou daar ook niks gekom het van sy teologie. As jy uitdagings dus op jou pad teekom in 2022, moet asseblief nie alleen voel nie. Maar onthou, dit gaan nie hoeveel keer jy val nie.
maar hoeveel keer jy opstaan. Here, ons Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. Dankie vir gister met al sy uitdagings. Dankie vir vandag, vir nou. En dankie vir môre. 'n nuwe dag. Dankie ook vir u stille teenwoordigheid. Dag na dag. As ons soms moeg raak, uitgeput op die pad van die lewe, weet ons, u bied skuiling, lafenis. Dankie vir die lafenis van u woord. Dankie ook dat ons kan insig bekom. Insig in onsself, ons omstandighede en hopelik ook u plan met ons. En as ons val of voel ons tuimel, gryp ons vas, hou ons vas en help ons om altyd die mooi en die skone in die lewe raak te sien en om ons seëninge te tel. Amen.